Nou ja, toe gepraat van oorde, hierdie is nie sommer enige oord nie. Vloedbosoord is onlangs aangewys as die beste vakansieoord in Suid-Afrika deur die Western Cape Resorts Network. By ons is Demichelle van Sail, eienaar van Vloedbos, om ons meer te vertel oor hierdie eer en wat die oord so besonder maak. Demichelle, hartlike goeiemôre. Goeiemôre. Hoorie, so baie geluk met hierdie amazing toekenning. Hoe het dit vir julle gevoel toe julle hierdie nuus ontvang? Ons het die veld uitgeslaan. Ek het dit glad nie verwag nie. My pa was gelukkig by die Buite Expo. Hy is die eintlike eienaar van Vloedbos. Ons kinders het by hom oorgevat, hy het sy 2 jaar terug afgetree en hy het die toekenning self ontvang. Dit was om die erkenning vir hom te kan gee was baie lekker. So vertel vir my, wat dink jy maak Vloedbosoord so uniek en spesiaal vir besoekers? Ek dink kampers van vandag soek die stilte wat die plaaslewe jou kan bied, maar ook die gemak. So jy wil kom kamp in die stilte, jy wil daai stilte ervaar buite die stadsbeweging en die stadsgeraas, maar jy wil ook aan takeaways bestel en jy wil by 'n restaurant gaan eet en jy wil hê jou kinders moet besig gehou word. Want as op 'n plaas is, alles is lekker by mekaar. Ouers voel hulle kinders is veilig om te kan gaan speel, te worry oor hulle nie, daar's baie aktiwiteite, hulle word besig gehou. So waar jy nie miskien baie vakansietyd het nie, kan jy 'n naweek kom en dit voel soos 'n mini vakansie. Hoor jy nou, vertel vir my 'n bietjie van die oord. Hoe het dit alles begin? Die oord is so 20 jaar oud. My pa het geboer, ons het nie 'n baie groot plaas nie. Hy het geboer, die nie baie goeie oeste afgehaal, 'n paar jaar na mekaar nie, so dit was, hy moes 'n besluit daar geneem het, en hy het sy implemente verkoop, hy het opgehou boer, het plaas verhuur, met taalbesigheid begin, sy skuld afbetaal, en toe het hy besluit om 'n oord te begin. En ja, hy het sy eerste huis gebou in 2006, dit was 'n sukses, en hy het besluit om 'n kamptrein te begin, en dit is na 18 jaar het hy afgetree en nou ons kinders oorvat en van wys wat ons kan doen. Hoe wonderlik is dit? Nou ja, toe, ek moet nogal sê, ek dink hy het seker dalk ook net so in die regte tyd oorgegee, want die toerismebedryf verander mos maar die heeltyd. So hy dink die jonger generasie gaan nou eerder die energie hê daarvoor. Ja. Hoe maak julle dan om nou aan te pas by nuwe tendense, jy weet, soos die groei in die kamp en die glamping ervarings en dies meer? Daar's baie kompetisie daar buite. Ek dink elke jaar is daar 'n nuwe oord, so dit is moeilik. Ons het in die laaste 2 jaar wat ons as die kinders wat oorgevat het ons besluit, ons gaan in plaas van om nou nog uit te brei, ons het baie planne, gaan ons dit wat ons het verbeter, om seker te maak dat dit wat ons het, bly goed en bly topstandaard. So ons het begin met solar, om vir die mense te kan krag gee wanneer dit loadshedding is, en ons het baie kragonderbrekings op die plaas, en dit is gewoonlik op 'n Vrydag, so dan kom die gaste, en dan het jy 'n kragopwekker, so om gaste gelukkig te hou, ons begin met solar, ja, en daar, ons kan aircons in die eenhede sit, bring die kragpryse 'n bietjie laer, ja, so ons begin met dit wat ons het te verbeter, en dan in die toekoms, ons het baie planne vir die toekoms. Op die einde het die oord nou al sy identiteit en mense sal daarheen gaan net omdat hulle weet wat hulle daar kan kry. Hoe belangrik is organisasies soos die Western Cape Resorts Network vir oorde soos julle? Baie belangrik, dit gee vir ons baie blootstelling, byvoorbeeld met die toekenning wat ons nou gewen het. Ons ondersteun mekaar waar oorde geneig is om nou in kompetisie met mekaar te wees. Is ons daar mekaar te ondersteun, so indien jy 'n probleem het, of jy het 'n vraag oor iemand wat iets soek, 'n gas wat dalk 'n probleem het, of jy het 'n situasie, dan kan jy by mekaar kom en jy kan daaroor gesels en jy kan 'n oplossing kry, so ons staan mekaar by. Laaste maar nie die minste nie, die Goeiemôre Good Morning span wil kom kuier. So waar kan mens meer inligting kry? Jy weet, vir 'n volgende wegbreek gedagte en by julle kom inloer en ook natuurlik bespreek. Wel, jy kan gaan na ons webtuiste www.vloedbos.com of ons skakel op 083 359 1505 of ons e-pos stuur. Ons besprekings via e-pos is info@vloedbos.co.za.
Vreeslik baie dankie en nogmaals baie geluk met hierdie groot toekenning. En ons weet sommer julle gaan van krag tot krag groei en wie weet een van die dae kom ons julle dalk 'n bietjie daar verras. Baie dankie. Die Michelle, baie dankie. Nou ja, toe, heerlik klink dit vir my verseker om 'n bietjie weg te kan breek. So daar het jy nou geen verskoning om te dink aan 'n plekkie vir 'n volgende wegbreek nie. Nou ja, 'n stem wat ons almal ken, is net hierna saam met ons. Mag ek sê? Ja, gaan dit sê. Niemand anders nie as Henny Koortse wat saam met ons kom inloer en lekker met Elsa gaan gesels. So moenie weggaan nie. Jy's ingeskakel en kuier saam met ons hier by Goeiemôre, Good Morning. Man, gaan nou vir my voel of ek rugby gaan kyk. Lekker.